aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Maar hoor dit vandag. Hy sê vir jou, jy is in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Alles. Mag jy dit ook dan vanoggend so ervaar. En gemeente, met hierdie woorde groet ek jou vanoggend in die naam van die Vader wat die almagtige Skepper is. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus wat aan die kruishout vir jou gesterf het en ek groet jou in die naam van die Heilige Gees wat vanoggend ook hier werksaam is. Kom ons staan en ek gaan vra dat Jason en Lenay net vir my voorkom staan asseblief. Môre julle. Dis vandag vir julle 'n baie mooi, is 'n baie besonderse dag ook, wat hier eintlik 'n paar goed gebeur, né? Wat die gemeente is getuies van God se genade, van God wat 'n kind wat nog niks verstaan nie, dat God 'n kind kom kies en sê, weet jy wat, ek kies om saam met hierdie kind 'n pad in die lewe te stap en ek gaan inwerk en inspraak hê in haar lewe. Ek gaan inspraak hê in haar lewe deur ander mense, deur julle twee as ouers 'n baie groot inspraak in haar lewe, sodat sy aan die einde van die dag my leer ken en my aanvaar as haar verlosser, sodat sy agterkom dat sy nie sonder my kan leef nie. En vandag ook aan die ander kant, lê julle twee ook 'n belofte af. Soos die genade van die Here groot was in julle lewe en julle sê maar ons kan haar nie groot maak sonder U nie, dan sê julle ook, Here, ons beloof om haar in U weer groot te maak ook. En die doop het ook so 'n stukkie agtergrond. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan en ons noem dit 'n verbond, hierdie ooreenkoms. En dit kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. En by die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament dan ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. En geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons eintlik die dood verdien. En Jesus het egter straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis vir ons plek gesterf. Nou die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Baie mense sê, weet, dit kan 'n mooi gewoonte wees wat ons ter wille van ander mense onderhou, of dis 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk ons kinders daarteen beskerm, of dis ook 'n geleentheid waar kinders hulle name kry. En by die doop gaan dit eintlik glad nie daaroor, dit gaan oor baie meer as dit, baie groter is God se inspraak. So, ek wil vir julle vra vanoggend 3 vrae aan julle stel. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en om daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van verlossing? En beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig? Wat is hierop julle antwoord? Sien, werk altyd stukkie droëwors. Ek wil hê julle moet net julle hand hier in die water sit, julle as ouers.
Soos wat julle hierdie water voel, dis hoe getrou God is. Dat hy nog altyd in julle lewe getrou was. En mag hy ook dan in hierdie grootmaakproses, mag julle ook daardie getrouheid ervaar. Is dan ook vanoggend 'n voorreg om hier voor die hele gemeente vir klein Ayla te doop ook. En daarom, Ayla Lenet Chandler, ons doop jou in die naam van die Vader, doop jou in die naam van die Seun, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg om 'n kind in doop te bring. Vir klein Ayla te doop vanoggend beteken dat u haar kies hier voor 'n hele gemeente as getuies, dat u wel getrou gaan wees in haar lewe. Dat u haar sal seën sodat sy 'n seën vir ander sal wees. Dat u saam met haar ouers sal wees, dat hulle ook 'n pad sal stap, saam met u in gehoorsaamheid aan u, sodat hulle ook 'n inspraak het in haar lewe. En daarom, Vader, bid ek dat u hulle as 'n gesin sal seën ook. Dankie vir u genade, wat ons kom kies, al verstaan ons nog niks nie. Daarom kan ons vandag u trou sien, as ons ook na ons eie lewens kyk. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vra dat Dani, Gert ook hier na vorentoe sal kom, en die oumas en oupas, dat julle ook na vorentoe kan kom, dat ons vir julle ook net so hande kan gee asseblief. Vir julle ook geluk te wens. Kom ons staan sommer so, kan almal sien. Ons het vir julle 'n kers ook, wat dan ietsie symboliseer. Elke jaar op haar doopdag steek dit aan, en soos wat sy ouer word, dan vra sy, maar hoekom is die kers daar, en dan kan julle getuig van God se genade en God se getrouheid ook in haar lewe. Klein Ayla, jou ouers het vir jou Psalm 121 gegee. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevaar. Hy beskerm jou. Hy is langs jou. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Here sal jou beskerm van alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. En mag jy dit ervaar vir altyd in jou lewe. Terwyl ons sitplekke inneem, gaan ons die laaste lied sing. Dankie. Voordat ons uit die woord uit lees, kom ons vra net dat die Here vanoggend met ons sal praat, dat hy lewe sal spreek in ons, en dat die Heilige Gees self ons sal bedien. Kom ons sluit net die oë. En ek gee vir jou op geleentheid om self met die Here te praat. Here, u woord lewe, want u lewe. En u woord het kom skep, en het is skepingsmagtig. En u woord kan ons ook verander, en het ons verander, en kan nog mense se lewens verander. En wanneer ons vanoggend uit u woord uit lees, wanneer ons dit hoor, bid ons Heilige Gees dat u die woorde in ons lewe waar sal maak. Dat die boodskap wat ons vanoggend kry transformerend sal wees in ons lewens. Dat ons uitgaan en dit gaan leef. Dat ons dit nie net sal hoor as woorde vanoggend nie, maar as lewende woorde.
Dankie vir u woord, dankie dat ons u woord kan hoor. Dankie vir elkeen wat hier is, dankie vir elkeen wat die boodskap hoor ook. Vader, praat met ons deur die Gees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Genesis 12 vers 1 tot 3, dis die baie bekende gedeelte waar God in gesprek is met Abraham en waar alles eintlik, waar die groot begin dan eintlik begin, waar God hom roep. Abraham was daar waar hy gebly het, by Ur van die Galdeërs, was hy 'n welaf man gewees. Alles het goed gegaan, maar tot op 'n punt, jy weet, hy het nie 'n nageslag gehad nie. En dit was belangrik in daardie tyd om 'n nageslag te hê. Boonop het hy ook nie sy eie grond gehad nie. En dit was belangrik om jou eie grond te hê. En toe kom die Here na hom toe. En onthou, in daardie tyd was daar ook maar veel godendom gewees, wat die praktyk van die dag was. So die Here kom na Abraham toe en praat met hom. En die Here sê vir hom, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af. Trek weg van jou sekuriteit af, né? Jou mense en jou familie. Dit was hulle sekuriteit in daardie tyd gewees. Na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Weet nie waarheen nie, maar ek sal vir jou wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. So dit wil sê, daar sal 'n nageslag kom. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Hoe baie kom daai woordjie in Hebreëus, praat hy van die woordjie barak. Hoe baie kom daai woordjie voor, wat die Here vir hom sê, ek gaan jou seën, in jou sal al die volkere geseën wees ook. Nou, ons lees tot sover. So ek wil net volgende vir jou vra, wat verstaan jy onder die begrip seën? Die Here seën jou, of jy is 'n geseënde? Hoe verstaan jy? Dink net gou vir jouself, net by jouself. Hoe verstaan jy dit? As ek sê die Here seën jou, of jy is geseënd of 'n geseënde? Baie keer sê ons mos vir iemand sê, as ons oor iemand anders te praat, sê ons, daai persoon is baie geseënd, of wat ook al, né? So wat word daardeur verstaan? Nou kom ek vat jou net gou na die grondteks toe. Kom ek vat jou gou na om daar uitklaring te kry, want dit is waar dit belangrik raak, is, as ons gaan kyk na die Hebreëse woord, wat sê barak, of ons kyk na die Griekse woord, wat sê eulogia, dan het dit min of meer dieselfde betekenis. So God het dieselfde betekenis in gedagte, wanneer hy praat oor seëning. So, jy sit dalk vanoggend hier, en jy het 'n bepaalde denke daaroor. Miskien is dit nodig dat jy 'n paradigma skuif moet maak, want ons moet altyd aanpas by God. So, jou persepsie, dis hoekom ek vir jou gevra het, wat is jou persepsie van seëninge? As jy sê, die Here seën my, of ek is geseënd, want ons moet gaan kyk, wat sê God, en wat is God se verwagting? En dan beteken dit dat jy dalk 'n aanpassing moet maak vanoggend, vir ewig in jou lewe, sodat jy kan aansluit by dit wat God bedoel. Nou as ons gaan kyk, wat sê die oorspronklike woord, dan sê hy, dit dra die betekenis van guns, van iemand se guns wat op my rus, die Here se guns wat op my rus, sy vrede, sy voorspoed, geestelike volheid. Maar wanneer dit in daardie konteks kom, dan sê hy geseën, maar ook wanneer hy praat van die woordjie barak of die woordjie eulogia in die Grieks, dan sê hy ook, maar jy moet ook gaan seën. Stop nie by jou nie. Jy moet ook gaan seën. Dis die bedoeling daarvan. En net interessantheid, wanneer jy kyk na die Hebreëse woord ook, dan is dit, dan praat hy van die aksie van die seën, van God wat neerbuig en gee, maar ek en jy wat kniel en ontvang. God buig neer en hy gee, en ek en jy kniel en ontvang.
So dit is wat dit sê. Nou my vraag aan jou vanoggend is jy 'n geseënde? Dink jy jy's 'n geseënde? Want as die wêreld teen jou draai, dan sê ons baie keer vir mekaar, ek is nie, jy weet, iemand anders met wie dit goed gaan ensovoorts. Hulle is geseënd. Maar ons moet dalk bietjie mooi anders te begin dink. Dit laat my nou dink aan ons het met Pinkster gepraat oor Psalm 73, wanneer Asaf, wat 'n kind van die Here is, wanneer Asaf kyk na die goddelose, dan sê hy eintlik maar hulle is geseënd, dit gaan goed met hulle. Kyk hoe goed gaan dit met hulle. En ek wat 'n gelowige is, kyk hoe gaan dit met my. So dalk sit jy vanoggend hier met daai persepsie en sê, maar wat daar buite in die wêreld is, die wêreldlinge, lyk of hulle die geseëndes is. En ek sit vanoggend hier met al my probleme en alles, ek voel glad nie soos 'n geseënde nie. Nou, een van die grootste gevare wat ons kan hê in terme van seëning, is dat ons dink, God moet my seën vir my eie gemak. God moet my seën vir my eie sukses. God moet my seën ter wille van my familie of ter wille van my veiligheid. Maar seëninge wil ek vat en ek wil dit hierso vir myself hou. En dis glad nie. Weet, baie mense dink in hierdie persepsie, maar dis hoe dit werk. Seëninge kom en ek vat dit vir myself. Maar dis glad nie hoe God oor seëninge dink nie. God se seëninge, wanneer God oor seëninge dink ek, hy werk heeltemal anders. Hy sê eintlik, ek seën jou, ek buig af en ek gee hierdie goed vir jou. My gunste is op jou, sodat jy kan uitgaan en 'n verskil kan maak. So God se persepsie van seëning is kanaal. Dit moet deur jou vloei na ander toe. Dit moet wees soos die see van Galilea, né? Wat 'n invloei het en 'n uitvloei. Ek ontvang en ek gee uit. So daar's 'n deurvloei. En wanneer God dan daaroor praat, dan praat hy oor 'n deurvloei. Seëninge moet 'n deurvloei hê. Nie die dooie see beginsel nie, maar daar net 'n invloed. Here, U moet my seën asseblief, en ek ontvang net, en ek ontvang heeltyd, en ek word eintlik geestelik al hoe groter, en ek word soos 'n varkie. Dis nie wat die Here wil hê wanneer dit kom by seëninge nie. Dis heeltemal die verkeerde persepsie. Dit was nog nooit God se bedoeling gewees wanneer hy praat oor seëninge nie. Dis nie sy intensie van die begin af, was dat die seëning deur jou moet vloei. Dis hoekom ons baie keer geestelik gefrustreerd raak. Die Here gee vir jou, hy seën jou, maar ek hou dit vir myself. Ek hou toe wat die Here vir my gee. En dan wonder ek, hoekom groei ek nie geestelik nie? Die Here wil nie vir jou gee dat jy vasgryp nie. Dis nie sy bedoeling nie. Want Psalm 24 vers 1 sê vir jou, die Here gee vir jou alles. Hy is in beheer van alles. Ek en jy is net rentmeesters. Maar wanneer die Here ons bid, dat die Here ons moet seën, sodat ek net meer kan kry. Nee, ek en jy word rentmeesters. Dis hoe die lewe werk, want eendag gaan ek en jy niks kan saamvat nie. Maar die seëninge wat deur jou gewerk het en die verskil wat jy in ander se lewens gemaak het, dis iets noemenswaardig. So hy wil hê jy moet met oop hande leef. Die seëninge wat ek ontvang, deel ek weer uit met ander. En alles behoort aan die Here. As hy vir jou gee, sal hy vir jou aanhoudend gee as dit deur jou kan vloei. Maar as jy so gaan maak, en jy is selfsugtig, hoekom sal hy vir jou nog meer gee? Het gaan een of ander tyd stop, en nou raak ons geestelik gefrustreerd, want Here, dit voel nie, ek groei nie. Kyk hoe groei die ander geestelik. Maar weet jy, as jy jou seëninge laat vloei deur jou, dan is daar 'n beginsel van geestelike groei wat plaasvind. En dit is wat God in gedagte het. So, wat moet my en jou ingesteldheid wees?
Jy moet eintlik leef met die ingesteldheid, vir wie kan ek 'n seën wees? Maar dit vra dat jy naby God leef. Dit vra dat jy op hom ingestel moet wees, sodat ek kan hoor by hom, waar moet ek die verskil maak? Altyd 'n lewe van gehoorsaamheid. En ons gaan nou dit sien ook. Genesis 12, hierdie gedeelte wat ons nou vandag gelees het, wat die Here vir Abraham spesifiek sê, ek seën jou, nie omdat dit nou oulik is nie, vir jou eie beswil nie, ek seën jou, maar hy sê dit baie duidelik daar, dat jy weer 'n seën vir ander sal wees, en deur jou sal volkere geseënd wees. So Abraham moet 'n kanaal wees. Sy seëninge is nie die eindpunt nie, dis net die voertuig. My en jou seëninge wat ons ontvang, is nie die eindpunt nie, dit moenie by jou stop nie, dit mag nie by jou stop nie, dit moet deurvloei na ander toe. Dis baie interessant, as jy nou verder deur Genesis gaan, en jy kyk Abraham, en jy kyk na Isak se lewe, jy kyk na Jakob se lewe, jy kyk na Josef se lewe, en jy gaan verder, jy kan gaan kyk na Moses, ensovoorts, Joshua, regdeur, hoe daardie mense, die seëninge wat hulle van God af ontvang het, as 'n kanaal gebruik het na ander toe. So hulle het die beginsel gesnap, van die Here wat net deur my wil werk. En dit word op verskeie plekke in Genesis word dit dan genoem, as jy dit lees, hoe die ander dan sê, ek weet onder andere koning Abimelek het dit gesê, en Laban het dit gesê, in Isak en Jakob se lewe, maar ek wil nie julle moet weggaan van ons af nie, want ons kan sien die Here se seëninge is op julle, en dit vloei ook deur na ons toe. Hoor dit vloei ook deur na ons toe. En dit moet eintlik jou beginsel wees, as ek leef met die seëninge wat die Here vir my gee, en ek leef met 'n oop hand, dat dit ook deurvloei na die mense rondom jou toe. Dat dit ook deurvloei in die gemeente. Dat dit deurvloei in die gemeenskap. Ons sien dit met daai Bybelse karakters. Ons sien dit met Israel, dat die Here spesifiek vir Israel 'n bepaalde streek gee, die beloofde land, nie sommer omdat hierdie stuk grond daar was nie, want daai stuk grond van wat die beloofde land was geokkupeer deur ander volkere. So Israel moes fisies gaan oorlog maak om daai grondgebied te kry. Maar as jy mooi kyk na waar dit lê, dan was dit sentraal, sodat Israel die seëninge wat hulle van God af ontvang, want daai was 'n baie belangrike handelsroete wat daar deur gegaan het ook, sodat hulle 'n seën vir die wêreld kon wees, lig vir die wêreld, God se grootheid na vore kan bring. Dis hoekom hy vir hulle daai land Kanaan gee. Hoekom die disippels, toe hulle die Heilige Gees ontvang, wat se verskil maak dit nie in hulle lewe, toe hulle besef, maar hierdie hou ons nie vir onsself nie, ons deel dit, en dis hoe die kerk gegroei het, en dis die beginsel wat ek en jy vandag nog moet hê. Somtyds hoor ons hoe mense sê, Here seën net asseblief my besigheid. Hoekom moet die Here jou besigheid seën? Wat het jy in gedagte as jy vir die Here sê, seën my besigheid? Is dit om nog 'n groter huis te koop? Is dit om nog 'n mooier, blinker motor te koop? Of het jy in gedagte om te sê, Here seën my, sodat ek 'n seën kan wees, sodat ek een of ander sendingorganisasie kan ondersteun, of armes kan voed, of 'n bediening kan ondersteun, of families kan help. So die betekenis en persepsie van seën verander wanneer die doel verander. Dit is belangrik. As my doel verander, gaan dit hier verander. Kom ek vat jou gou terug na dit wat ons met Pinkster gesê het. Ons het met Pinkster gesê, daar's 2 bome. Die boom van lewe en die boom van kennis van goed en kwaad. En hierdie 2 bome verteenwoordig, die boom van lewe verteenwoordig 'n afhanklikheidslewe van God. Dat God prioriteit is in my lewe en ek lewe in afhanklikheid van hom. Die boom van alle kennis of die boom van kennis van goed en kwaad
is 'n selfgerigte, onafhanklike lewe van God. En toe sonde in die mens gekom het daar in Genesis 3, het die mens dan nou ophou vertrou, want die mens maak 'n keuse teen God. En die mens wil op sy eie funksioneer, waar God nie meer die bron is nie. Waar die mens die bron wou wees, waar die mens selfsugtig geraak het. En toe ons, as 'n mens mooi kyk na Lucifer se gesprek, wat wil hy eintlik ook tuis bring by die mens, ten einde God terug te kry? Hy sê eintlik ook, in terme van seëning, jy kan seën hê, sonder afhanklikheid van God. En is dit nie vandag in die wêreld nog so nie? Leef daai persepsie nie? Om sukses te hê sonder oorgawe. Ek wil nie my lewe oorgee aan die Here nie, maar ek wil suksesvol wees. Ek wil die krag en die funksionering van die Heilige Gees in my lewe hê, maar ek wil nie 'n heilige lewe leef nie. Ek wil al hierdie seëninge hê, maar ek wil nie gehoorsaam wees nie. Ek wil 'n bediening hê, Here, maar sonder intimiteit met God. Ware seëninge vloei vanuit 'n lewe naby God. Genesis 17 vers 1 sê dit vir ons. Wanneer God met Abraham praat en God sê vir hom, ek is God die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg. Dis die beginsel van seëninge, wat die Here vir jou sê, lewe naby my, ek buig af en ek gee vir jou, maar onthou, dit moet deurvloei na ander toe. Johannes 7 vers 38 en 39, wanneer Jesus daar by die loofhuttefees staan, en hy praat, en hy verwys na die Heilige Gees, dan sê hy vir hulle, strome lewende water sal uit julle binneste vloei, en hiermee het hy na die Heilige Gees verwys. In terme van die Heilige Gees, wat ek en jy ontvang het, die dag toe jy tot bekering gekom het, toe jy tot geloof gekom het, nou baie van julle sal vra, maar ek sien nie die werking van die Gees nie, of ek ervaar nie hierdie werking van die Heilige Gees nie, was. Is om partykeer met 'n ander persepsie net te begin leef ook, om oop te wees vir die stem van die Heilige Gees, om tyd te spandeer met hom, om te sit en tyd te spandeer en sensitiwiteit vir sy stem te ontwikkel, want dan kan hy goed in jou lewe inspreek, hy spreek lewe in, sodat jy dit kan gaan uitleef. Want wat sê hy? Hy sê nie, jy's 'n houer nie, Jesus het nie daar gesê, jy's 'n houer nie, so wat jy alles vir jouself hou nie. Hy sê nee, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en die Heilige Gees deur jou funksioneer, dan word dit so strome, hoor dit, is nie 'n dammetjie nie, wat alles opgaar nie, dis strome, is 'n rivier, dis strome lewende water. Lewende water is water wat van God afkom, lewe. So wanneer jy gaan spreek, wanneer jy gaan doen, gaan ietsie van God daarin teenwoordig wees, en dit maak geestelike verskil. Hy sê strome lewende water sal uit jou binneste uitvloei. En ons sien dit in die boek Handelinge, as jy dit lees, daar in die vroeë kerk, hoe dit begin gebeur het. Strome lewende water. As die Heilige Gees jou seën en bemagtig, dan aktiveer hy jou. Hy aktiveer jou vir die koninkryk. Ons het nie die Heilige Gees gekry, nêrens kan ek hier in die Bybel lees, dat ek die Heilige Gees ontvang het vir my eie goed voel, om net vir myself te hou nie. Ek en jy het die Heilige Gees ontvang, sodat hy vir my hierdie woord kan openbaar, sodat hy my en jou kan bemagtig om die koninkryk uit te brei, om daar waar ek gaan, iets 'n verskil te maak. As jy die Heilige Gees toelaat, dan sal jy sien, jy sal begin dien. Jy sal begin lief hê op 'n ander manier. Jou gebedslewe gaan verander. Jy gaan 'n passie begin ontwikkel om met mense oor die koninkryk te praat. En jy gaan dit anders te begin leef.
Jy gaan nie geestelik stagneer nie, jy gaan groei. Kom ek noem 'n voorbeeld. Ek wil graag vandag sommer net reguit praat. So ek hoop nie jy neem kapsie nie. Ons het al 'n klomp keer gevra in die gemeente. Mense, ons wil graag hê dat mense betrokke raak by ons kategese onderrig. En jy weet dat die bediening van 'n kind is ongelooflik belangrik. Daai fase waarin hulle is van kardinale belang. Maar dan sit ons in 'n gemeente wat daar baie mense is wat net sê, sorry, ek wil nie 'n klein groepie vat nie. Ek is nie bereid om 8 of 10 vrae met hulle deur te werk nie. As die Here dit op jou hart druk, dis waar ons gemeente nou 'n behoefte het. Om by kinders betrokke te raak, want ons wil 'n verskil maak in hulle lewens. Kom praat met my asseblief, dat ons jou betrokke maak, ons rus jou toe, die Heilige Gees kom werk deur jou. Seëninge, as ek en jy geseën word en geaktiveer word deur die Heilige Gees, dan beteken dit nie net om meer finansies te gee nie. Dit beteken jy kan iemand bemoedig. Jy kan dalk saam met iemand bid, of 'n eensame persoon besoek, of vir 'n kind 'n mentor wees, by 'n sonnaskoolgroepie, 'n stuk in 'n familie help, hoop spreek in iemand wat aan depressie ly. Dis hierdie klein dade wat 'n reuse verskil in mense se lewens maak. Het jy al daaraan gedink, as jy 'n kers vat wat brand, en jy steek 'n ander kers aan, dan gaan daar nie iets van hierdie kers verlore nie. Die Here seën jou, sien dit vanoggend raak, hy seën jou. En hy wil hê jy moet soos die kers wees wat 'n ander kers aansteek. Niks gaan van jou verlore gaan nie. Hy wil net hê sy seëninge moet deur jou vloei. En dis wat geseënde mense, soos Jesus mense. Wat het Jesus gedoen? Hy het die voorbeeld kom stel, in die manier waarop hy mense aangeraak het, waarop hy skares gevoed het en voete gewas het, en met sondaars gepraat het, en gebrokenes herstel het. Maar kom ek waarsku jou net, vanoggend, die duiwel gee nie om dat jy 'n geseënde is nie. Hy het nie 'n probleem daarmee nie. Hy sê, okay, dis goed en wel, maar waarmee het hy 'n probleem as jy geseënd is? Sodra jy God se beginsel van seëning begin snap, en jy begin iets daarmee doen, hy het jy 'n probleem as jy so leef, en jy hou al jou seëninge vir jouself nie, en jy leef selfsugtig by jouself nie, dan los hy jou. Maar wees gewaarsku, dat as jy vanoggend inskakel by God se program in terme van seëninge, en jy begin dit uitdeel, en jy begin anders te leef, en jy begin 'n verskil in families maak, en in mense se lewens maak, dan raak jy 'n teiken vir hom. Wanneer jy 'n sakeman is wat met integriteit werk, en lig word in 'n korrupte samelewing, dan gaan hy jou aanval. Wanneer jy 'n tiener is wat weier om kompromieë aan te gaan, en 'n getuie word in die duisternis, dan gaan hy jou aanval. Sien, hoe werk dit? Seëning wat van God afkom, is eintlik soos 'n pyp wat die water moet laat vloei. Maar as daai pyp verstop raak, dan kan hy water nie deurvloei nie. Want partykeer gebeur dit dat ons selfsug of ons onvergewensgesindheid of ons vrees of ons eie gierigheid of ons trots of ons gemak veroorsaak dat ons verstop raak. Dat God se seëninge nie deur ons kan beweeg nie. En dan is dit net nodig om weer met oorgawe na hom toe te gaan en te sê, Here, hier is ek, gebruik my vir u koninkryk. Sê die Bybel nie vir ons, vir sover jy dit aan een van die geringstes gedoen het jy dit aan my gedoen nie? Kan ek jou uitdaag? Gaan hierdie week, gaan dink bietjie aan jou eie lewe.
hoe God afgebuk het in jou eie lewe en jou geseën het. Wat maak jy met dit wat jy ontvang het? Nou, seëninge stop nie as jy aftree nie. Wat maak jy met dit wat die Here vir jou gegee het? Hy het jou doelbewus geseën sodat jy 'n verskil kan gaan maak. Nou wil ek jou uitdaag hierdie week. Gaan spandeer tyd met die Here in jou sitkamertyd en vra vir hom, Here, gee vir my die sensitiwiteit om hierdie week 'n seën vir U te wees, soos wat U bedoel het. 'n Seën vir iemand te wees. Dalk moet jy vrygewig wees in terme van dit wat jy gee. Dalk moet jy iemand bemoedig. Dalk moet jy dien met nederigheid. Dalk moet jy vergewe. Dalk moet jy iemand begelei na die koninkryk. Gaan wees hierdie week 'n sigbare uitdrukking van die onsigbare Christus, maar wat sigbaar word deur jou seëninge. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat U ons seën. Dankie dat U daar is. Dankie Heilige Gees dat U kom en ook deur ons lewens ander mense se lewens verander. Dankie vir U grootheid en U guns in ons lewens. Help ons om 'n kanaal te wees, sodat in die seëninge wat ons ontvang, ons 'n seën vir ander kan wees. Here, en dit kan ons nie uit ons eie uitdoen nie, en daarom verklaar ons afhanklikheid vanoggend. Dankie vir U getrouheid in ons lewens. Ons loof en prys U daarvoor. Heilige Gees, hou aan werk. Hou aan ons verander, sodat ons 'n verskil kan maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen.